Goeiedag, dis tyd vir Dieremaniere. Baie welkom hier by ons. Dis Elsje van Jaarsveld wat groet vir die 5de episode van die tweede reeks van Dieremaniere. Hier gesels ons oor diere en hulle maniere en so oor die afgelope 25 episodes het ons al oor baie diere se maniere gesels en die maniere leer ken. En deesdae leer ken ons ook hulle geluide met ons watter dier het ons hier vasvra. Wian is ons produksieregisseur en hy bring elke week vir ons 'n klank van 'n dier saam. Wian, watter dier moet ons vandag herken? En die leidraad is, dit is 'n primaat wat baie ooreenkomste met 'n mens toon. Hulle kan slim planne in die natuur maak en kommunikeer met mekaar deur klanke, gebare en gesigsuitdrukkings. So wat dink jy? Aan die einde van die program sal ons hoor watter dier maak hierdie geluid. Dieremaniere is elke donderdag op jou voorstoep met 'n nuwe episode en dan bly daardie episode voortdurend beskikbaar op die digitale platforms. So jy kan terugkeer na verlede week se episode sou jy dit misgeloop het en ek het met die kinderboekskrywer Jaco Jacobs gesels. Hy en sy gesin bly in Bloemfontein saam met hulle eie dieretuin, honde, katte, 'n papegaai, 'n kokketiel, 'n budgie. Daar's ook 'n baardraakie en slange. Niks om voor bang te wees nie, sê Jaco. Inteendeel, Duma die slang hou vir Jaco die heeldag geselskap in sy studeerkamer, so waar hy die kinderboeke daagliks skryf. Iets waarvoor mens dalk 'n bietjie meer versigtig moet wees as 'n slang in jou studeerkamer, is 'n sjimpansee. Vandag se gesprek met Eugene Cousins is werklik aangrypend. Hy het die rehabilitasiesentrum vir sjimpansees Chimp Eden in Nelspruit in Mbombela gestig en nou saamgewerk met die Jane Goodall Instituut. Hy het hom bevind in lewensbedreigende situasies in Angola en sjimpanseehokke juis om hierdie diere uit die kloue van dierehandel te red. Sy wedervarings met die sjimpansees het soveel aandag getrek dat Animal Planet, 'n televisiereeks, Escape to Chimp Eden vervaardig en uitgesaai het. Die filmspan het saam met Eugene sy werk met die sjimpansees afgeneem en die hele wêreld het kennis geneem van die diere se pyn en lyding waar hulle in hokke aangehou word. Eugene Cousins vandag in Dieremaniere. Eugene, baie welkom. Dankie vir hierdie onderhoud. Baie dankie julle meid. Daar is nou al soveel keer en soveel verskillende goeders waarby jy betrokke is, maar vandag gaan ons gaan gesels oor die sjimpansees en jou liefde vir wilde diere, Afrika. Jy was baie betrokke met sjimpansees. Jy het ook Chimp Eden ontwikkel baie jare gelede. Ons sal nou daaraan raak, maar jou persoonlike belangstelling met die natuur, brei vir ons bietjie daaroor uit. Wel, ek weet nie waar kan mens sê die punt het begin nie, maar ek het groot geword op die natuurreservaat van my familie. So, jy weet, as 'n kind wat elke dag in die natuur rondloop, dink jy ontwikkel 'n liefde daarvoor. En ek het eers weggegaan vir 'n ruk na skool en ekonomie gestudeer. So my plan was om my perspektief bietjie wyer te maak en miskien ook dan in aandele in te gaan en sagte waarontwikkeling ensovoorts, maar toe ek dink dat 'n eventuele stadium gekom waar die natuur my teruggeroep het en so toe ek net my studies taak gemaak het, toe kom ek terug en ek begin toe 5-ster lodge saam met my familie en so het ons so begin met 'n projek, maar ek dink jy weet die begin van die sjimpansees was heeltemal toevallig 'n ongeluk geweest, want ons het toevallig eendag ekskuus vir die Engelse term, 'n game drive gehad en iemand van die Jane Goodall Instituut was op die voertuig geweest en my vertel van die probleme wat die instituut het om in 'n stabiele land in Afrika 'n oord te kan bou waar hulle die sjimpansees in kan bring en ons praat met 'n stabiele ekonomie en stabiele politiek ensovoorts wees
En Suid-Afrika is ideaal daarvoor, maar hulle kan net nie deur die wetgewing kom en die situasie oplos van beide politieke en finansiële situasie af. En toe ek het maar net aangebied en gesê, "Wel, kom ek probeer. Kom ek kyk hoe ver kan ek kom vir julle. Miskien kan ek julle help." Want jy weet, vir my om deel te wees, die roeping daar wat ek aangevoel het was, is dat daar 'n projek gebou kan word wat 'n impak kan maak. Dan sal ek graag betrokke wil wees by so iets, maar meerendeels net van 'n organisasie kant af. Ek sou nie regtig persoonlik betrokke geraak het met om te werk met sjimpansees nie. En jy weet, so sneeubal dit om net kan jy dit maar so noem. En later was jy die aanbieder op Animal Planet van Escape to Chimp Eden. Jy was ook die skrywer van Saving Chimpanzees. So daar's baie dinge wat daar uitgevloei het, maar hoekom juis sjimpansees? Okay, so jy weet ek het nie 'n passie gehad vir sjimpansees nie. Ek het baie min van hulle afgeweet. Ek dink ek het die boodskap verstaan wat Jane Goodall self oorgebring het. So eers was dit net vir my oorgebring in 'n boodskap en sê dat jy weet dit is 'n bedreigde spesies, dis 'n interessante spesies. Dis nie natuurlik vir Suid-Afrika nie, maar jy weet ons Suid-Afrikaners, ons sien nie altyd net veral ek het groot geword in 'n baie avontuuristiese familie wat baie rondgetoer het in Afrika. Jy weet ons sien dit nie net waar die grense stop van die land nie. So van die punt af hoekom sjimpansees is maar net soos Jane Goodall het verduidelik het. Dis 'n spesies wat baie naby is aan mense en jy kan sien in hulle oë dat daar's en die reg jy weet dit hulle verstaan hulle is wakker aan hulle omgewing. Daai by die Engelse woord consciousness wat hulle het. So en vir hulle om gevange te sit binne in hokke is 'n situasie wat ek verstaan, wat ek kon verstaan is en veral die eerste keer en weer eens ek moes nie daar geland het nie, maar ek het 'n rekkie gedoen saam met 'n persoon wat aangestel was deur die Jane Goodall Instituut wat die hawe sal ontwikkeling sal doen, so ontwerp en so voort. So ons het na Angola toe gegaan. Ek het net saam gegaan omdat daar 'n laaste minuut kansellasie was van die Jane Goodall Instituut self af en ek het gesê wel ek sal in hulle plek gaan want jy kan nie net die 'n veearts en 'n persoon saamstuur en nie iemand wat die politieke kant kan hanteer of die logistiek sal kan hanteer nie. Toe gaan ek op my laaste minuut saam Angola toe en ek het vir 'n paar weke lank so saam met die primatoloog persoon rondbeweeg en die chimpansees ontmoet wat in hierdie haaglike situasies opgevang was. En ek kon regtig verstaan waaroor dit gaan. Ek kon Jane se boodskap verstaan dat hierdie diere dis vreeslik. Om vir so 'n dier om wakker te wees en verstand te hê van sy omgewing en dan vasgevang te wees in 'n 3x3 meter hok vir 'n leeftyd. 'n Leeftyd wat so lank soos ons is, met geen vermoë om buite te kan rondbeweeg en bome te klim en gras te voel of enigiets soos dit nie. En natuurlik kan hulle so mal saase raak. So ek het my baie hard getref en ek het myself 'n belofte gemaak dat ek sal betrokke wees by hierdie projek persoonlik totdat al daai sjimpansees wat ek ontmoet het in Luanda en Angola dat elke liewe een van hulle uitkom en jy weet dit dan van daar af vat. So dit is waar my roeping dan maar basies begin het dat ek sou enigiets doen om hulle uit te kry. Kon jy agterkom hoekom word hierdie sjimpansees in hokke aangehou? Ja, kyk dis baie eenvoudig. Dit gaan maar oor die feit dat hulle word gejag vir die vleismark. En die vleismark is mense verstaan die vleismark verkeerd. Dit hang af van verskillende kulture in Afrika, maar dit is meer 'n tradisionele ding vir sekere kulture, 'n geestelike konnektasie aan om daai vleis te eet. So dit word uitgedroog en sovoorts en dit word vir medisinale redes sal jy sekere gedeeltes van die primate eet en daar's verskillende redes soos ek sê, verskillende kulture maak ander konnektasies. Nou sien dit altyd 100% dieselfde nie. Maar dis nie dat hulle nie ander vleissoorte soos beeste en sovoorts het in daai omgewings nie. So as die sjimpansees gejag word deur kommersiële poachers in hierdie woude, dan is daar altyd 'n kleintjie wat oorbly wat aan 'n ma vasklou en sovoorts. Dan gaan hulle daai kleintjie nie probeer doodmaak nie want hulle het 'n situasie ontdek dat die mense wat in die buiteland werk wat nou emosionele
hartsnare aangetrek kan word. As hierdie kleintjie nou in 'n klein hokkie aangehou word binne 'n mark, dan is hierdie mense bereid om enigiets amper te betaal om hierdie kleintjie weg te kry van uit die hokkie uit. Want hierdie klein sjimpanseetjie wat binne 'n voëlhokkie ingedruk word of met 'n tou in sy nek vasgemaak word, hy strek dan natuurlik uit soos 'n klein 'n menskind sal wees, dat iemand hom moet optel en hom dra. So dis hartroerend en mense kan verstaan hoe mense se val daarvoor en dis enige iets van $500 tot $2000 wat daai mense betaal om daai klein sjimpansee vry te koop. So hulle is bereid om daai geld te betaal en so het hierdie jagters dan maar net agtergekom dat daar's 'n goeie manier om geld te maak en dan bel hierdie mense die regering of hulle hulle probeer 'n oplossing kry, maar as daar nie 'n oplossing was soos 'n hawe bou in Suid-Afrika nie, want daar was nie hawes in daai lande soos Angola nie, want dit was oorloggetuisterde lande. Dan sal hulle hierdie sjimpansee in die huis groot maak so kleintjie, maar hier van die ouderdom van 3 af, dan raak die sjimpansee redelik sterk. So ek het dit nou self gesien waar ek nou in 'n huis bly en die sjimpansee het 'n doek aan en jy is nou besig om die kleintjie op te pas totdat jy nou 'n punt kan bereik waar die toestemmings daar is dat die sjimpansee geskuif kan word. Maar dan hier rondom 3 jaar oud, is nie eens 3 jaar oud nie, is miskien nog iets van 2 tot 3 jaar oud, dan sal die sjimpansee opklim in die DStv satelliet systeem van die dak afruk en vir jou gooi net omdat hy dink is snaaks. So hulle raak ongelooflik sterk en hulle raak 'n probleem en dis hoekom hulle dan éventueel binne 'n hok aangehou word. Jo. So jy moes teen stelsels, syndikaate, misdrywe, regerings beklei om hierdie sjimpansees vry te kry. Wat moes jy doen om hulle te skuif na Suid-Afrika? Dit was baie moeilik want toe ons nou begin, ons het nou hierdie sjimpansees die eerste keer nou identifiseer in Angola. Toe reik ons nou uit na die Jangada Instituut aan die globale kant wat betrokke was, van 'n afstand af en ons het toevallig gevra, okay, maar hoe kan ons kan help om vir ons hierdie diere te kan skuif na Suid-Afrika toe ons hierdie hawe bou. Ons het nou so 'n ooreenkoms gemaak het om hierdie plek te bou. En ons die plek gebou en toe sê hulle net maar okay, hulle het nie regtig die kennis om hierdie skuwe te maak nie. En wel my rol nou begin groter raak, want toe ek nou besê, okay, ek sal nou met leer hoe om dit te doen, anders te gaan hierdie nou nie gedoen word nie. En ek het ons ek die sisteme van die diere vervoer moes oplos, die logistiek daarvan. Ek moes konstant beweeg na die regering toe daar in Luanda in Angola en met hulle die onderhandelinge doen, maar natuurlik het hulle dan ook nou weer 'n prentjie gesien van okay, julle wil die sjimpansees red, ons het julle gevra om te kom red, maar weet jy wat, eintlik wil ons 'n bietjie finansiële voordeel kry vir dit en daar was natuurlik 'n lyn getrek dat ons nooit so iets sal doen nie. Ons doen hierdie was 'n missie gewees om te red, nie om diere aan te koop soos vir wat jy sal dink in terme van 'n dieretuin nie. So ek moes met hulle konstant onderhandel, ek moes leer oor die sisteme van vervoer, die tipe hokke wat gebruik moet word, ons moes die veeartseny in Suid-Afrika, moes ek met weer saamwerk, want daar was ook nie 'n kwarantyne oplossing gewees, as die sjimpansees hiernatoe kom met 'n baie spesiale kwarantyne nodig, want hulle siektes wat hulle gaan hê, wat hulle moontlik kan hê, Marburg, simian, vigs, Ebola ensovoorts, daai virusse kan in die diere opgespoor word, maar eers na 'n hele rukkie, dit kan dormant wees en dan kan dit dan jy mos sal nie weet nie en dan kan daai siektes versprei na mense toe, van sjimpansees se virusse kan deur mense gevang word en vice versa. So ons moes 'n spesiale oplossing daar maak en dit beteken ons moes 'n kwarantyne bou. Ons het die enigste privaat kwarantyne gehad in die land, as jy dit so wil noem, wat nie deur die veeartseny, Suid-Afrika se veeartseny gehanteer was nie. So ons kon die sjimpansees reg het invlieg na internasionale lughawe toe, hulle op die voertuig sit, die trok sit en reg het na ons kwarantyne te bring, hulle word geseël vir 3 maande binne die kwarantyne. Daar is natuurlik 'n stelsel om na hulle te kyk. En was baie spesiale kwarantyne ontwikkelingsproses ook gewees. So dit was so baie oulike gebou, hoe dit gebou was, ontwikkel en ontwerp was. So al daai goedjies moes gedoen word, in plek gekry word. En so met hierdie prosesse ons die regte staf begin kry het, ons het die dieretuin se 'n primatoloog het vir ons Johannesburg se dieretuin, 'n primatoloog wat vir ons kom werk het, Philip Cronje. En ek het baie saam met hom na die verskillende plekke toe beweeg. En so het ek baie van hom af geleer van die hantering van sjimpansees wat in 'n omgewing groot gemaak is,
'n nie natuurlike omgewing grootgemaak is, hoe jy hulle sorg sal doen. En so ons het daai kennis basies gehad met die mense wat ons hier gehad het. Maar hierdie hele vervoer, om hulle in jy weet, die veearts wat moet uitkom, daar's 'n baie klein venster om hierdie reg te kry. Ek weet nie die hele proses praat en ek kan seker, jy weet, kykers wat nie die TV-reeks gekyk het nie, sal nie heeltemal verstand hê oor hoe moeilik hierdie proses is nie, maar jy moet 'n bloedmonster vat, so 'n veearts moet uitgaan saam met ons van Suid-Afrika af so toe. Die chimpansees moet gedaard word, die bloed moet getrek word, dan moet dit so vinnig as moontlik gestuur word na Max Planck in 'n laboratorium in Nederland. Toets moet gedoen word, dan moet die resultaat teruggekry word. En binne 48 uur van die resultaat uitgekom het, moet jy die dier uitkry. En om daai logistiek te probeer regkry binne 'n land wat glad nie eintlik met jou te doen wil hê, of die logistiek nie baie goed opgestel is nie, was amper onmoontlik geweest. Ons het soveel keer het ons by die punt gekom waar die chimpansees binne hok gedaard is reg om te skip, en dan kan ons net die oomblik maak om papiere reg te kry vir die uitvoerpapiere te kry van die regering, moes maar net te stadig wees. Ja. En dan was die chimpansees weer terug in hulle hokke sit van aanhouding waar hulle was. En dit was hartroerend geweest. Ek kan nie vir jou sê wat se teleurstellings dit was nie, om in die begin hierdie proses te doen en nie reg te kom nie, maar dit het ons, jy weet, my persoonlik, maar ook net versterk. Jy leer in die proses, maar jy ook nie ek is 'n moedswillige persoon, so of 'n hardkoppige persoon as jy dit sou wil stel, en so ek sou nie opgegee nie. Jo, goed, en jy was ook in situasies waar dit eintlik lewensbedreigend vir jouself was om daai chimpansee te red. Ja, kyk, dit is moeilike omstandighede. As jy weet, van hierdie chimpansees was aangehou in haaglike plekke, en nou moet jy moet 'n manier kry om die darting te doen van die chimpansee, maar dan partykeer is dit nie moontlik om dit te doen nie, of is gevaarlik om dit te doen, want die veearts van baie naby kom aan daai chimp, en so dit het gehelp dat ek vir 'n lang periode in daai plekke gebly het, want ek kom partykeer 'n verhouding so half begin bou waar ek nader aan die chimpansee kan kom en kos uitsit. My ou moet baie versigtig wees om dit te doen. Jy sien, van hierdie chimpansees is so gestorwe na aandag soek, dat hulle sal baie van hulle natuurlike gedrag uitbring, soos om hulle rug te draai, as hulle begin voel jy is nie 'n bedreiging, as hulle rug draai teen jy, en teen die hok se muur vassit, en dan kan jy so 'n bietjie begin, wat mense noem grooming doen, met wat 'n chimpansee, jy weet, so jy vriende maak. En dan sou ek daai situasies misbruik om die chimpansee te hand inspuit. Jy weet, en natuurlik is kan 'n chimp nie baie bly wees as jy so iets doen nie. So dit is maar nou onkominge, en natuurlik kan jy dan in die hok instaan as jy dink die chimpansee is nie slaap, en hy is nie altyd aan die slaap nie. En dan is dit 'n baie gevaarlike situasie. Is as die meeste mense wat jy mee praat wat fisies met chimpansees moet werk, is daar's iets verlore aan hulle liggaam, is vingers of gesigsdele of vingers of iets soos dit, of is 'n chimp beet kry, is dit 'n baie gevaarlike situasie natuurlik. Toe ons aanbeweeg het van dit af na die rehabilitasiestadium, is binne in kwarantyne, is nou waar ons nou 'n spesiale projek moes begin om kommunikasie van die chimps te leer, want ons kon nie net, hulle kan nie vir elke ene kamp gebou word, en dit is 'n hawe hierdie, dis nie 'n dieretuin nie, so hulle moet 'n natuurlike hawe hê van bome, so 'n kamp wat hulle moet bly. Jy kan nie vir elke ene kamp gee nie. Dis 'n groot kamp, so hulle moet families wees. En ons bring hierdie chimpansees in, dat ons nie regtig idee nie, daar's nie regtig kennis oor hoe ons hulle kan families maak nie, hoe jy moet hulle mekaar voorstel nie. Die Mpumalanga Parkraad het net eenvoudiglik gesê, as julle nie hierdie chimpansees in groepe kan inbring, 'n manier kry om te doen nie, dan moet ons hulle uitsit binne 'n sekere periode tyd. Hulle gaan nie aangehou word in hokke nie. Julle moet hulle in families inkry of hulle moet uitgesit word. So ons is onder baie druk gewees om oplossings te kry, en hoe ons dit toe gedoen het was om Jane Goodall's, die organisasie, so kennis te gaan kry van die klanke van kommunikasie, al die data wat hulle gehad het, en toe moes ons daai data gebruik om dan te leer om te kommunikeer. So dit beteken ons moet fisies chimpansee klanke maak en die gedrag
naboots om so te kan kommunikeer met hulle en dan soos tussengange speel. En die interessante ding van chimpansees is dat hulle maak hulle eie aanpassings aan taal van streek en so voorts en ook die omgewing wat hulle in groot geword het, sal baie mense ingehaat het, so hulle sal 'n bietjie hulle taal aangepas het. So nou met ons die lingo leer van 'n chimp wat, jy weet, in hierdie area is, en daai ene wat in daai area groot geword het, en dan moet jy nou daai taal kan ook naboots, en dan moet jy nou as tussengange speel om tussen twee verskillende chimpansees te praat, en dan gaan jy 'n hok in tussen die twee, en dan kommunikeer jy met beide, en dan maak jy vriende met beide, en dan bring jy hulle by mekaar eventueel deur al twee deure oop te maak. Maar dan is jy in die kamer saam met hulle. So, ja, dinge kan skeefloop. Dit was baie, die risiko was hoog. Dit was 'n baie unieke manier om dit te doen, maar die resultaat was vanselfsprekend geweest. Ons het die bandskepingsproses tussen twee chimpansees kan so vinnig as 2 weke gewees het. Waar dit kan maande vat vir chimpansees om mekaar te leer ken deur hok se diewering en so voort. Ja. So jy kan regtig chimpansee taal praat as mens dit nou so kan stel. Ja, ek is dalk bietjie geroes nou aangesien ek afgetree het vir 'n ruk. Maar ja, ek kon vlot chimpansee praat, maar ek kon ook hulle verskillende dialekte praat en so die kommunikasie doen en dit ook aanbeweeg van na ons families geskep het dan het ek nou met hierdie chimpansees wat nou niks weet van die natuur af nie, want hulle was glad geen sins vir enige iets van 3 tot 18. Ek weet nou die oudste chimpansee wat hier aangekom het was oor die 60 gewees. Dit was Joao gewees van die dieretuin van Maputo af. En jy weet, hulle was nog nooit in die natuur gewees nie. So ek moes hulle blootstel aan bome en aan die natuur en al hierdie klein goedjies wat jy nou, wat ons almal nou sal as alledaags aanvaar, het hulle niks van geweet nie. Dus dis 'n skokkende situasie om te probeer verstaan hoe 'n chimpansee nie weet wat hulle weet natuurlik wat 'n slang en sulke goedjies is nie, maar hulle weet nie wat al hierdie grasse in bome en takke en dorings en goedes is nie, want hulle was nog nooit daar nie. So ek het dan soos 'n alpha male posisie ingeneem binne in die groep en dan sou ek nou maar net die beheer en die dissipline probeer onderhou. Is van hierdie chimpansee 7 keer of 5 keer sterker as wat ek is. En jy weet ek het op 'n gereelde basis 'n hare klap gekry hier en daar, maar nooit te ernstig te buite gehad nie, maar jy weet ek kon wegkom deur net die blaf te speel dat ek is 'n groter mannetjie deur altyd reg op te staan op my agtervoete natuurlik ons dis deel van hulle taal. So ek het maar dit so deurgewerk dat ons kon daai blootstelling doen en van die chimpansees moes leer hoe om te klim. Van hulle moes leer om te loop, as jy dit kan glo. Die hokke was so klein dat hulle nie kon loop nie. So die koördinasie van hand-voet-beweging en dan dit aan te skuif na boomklim. So jy weet, moet ek nou help om die chimpansee begin op 1 meter opklim en dan 2 meter en dan 3 meter en dan gaan jy so op in die boom en die chimpansee begin soos Cozy, hy begin gewoond raak in hoogtes. Hy wil nie meer as 4 meter hoog nie, dan begin hy paniekerig raak en dan sit ons daar vir 'n dag of 2 en dan sal ons miskien ook môre 'n bietjie verder gaan. So dit was 'n lang proses geweest. Ek wou vir jou vra of jy ooit bang was vir 'n chimpansee, maar jy moes wees want veral jy het die risiko's verstaan. Ja. Kyk, ek het die risiko's verstaan want ek het verstaan dat as jy ooit jou rug sou draai, of ek het respek gehad vir die reëls en ek het nooit my oog afgehaal van dit af nie. En dit is baie maklik om vriende te raak met 'n dier as daar die wering tussen julle is en dan te aanvaar dat julle vriende is. Maar sodra jy in dieselfde territoriale omgewing kom as 'n chimpansee, dan geen meer skeiding is tussen julle nie, dan verander die reëls heeltemal. So dis waar die kommunikasie so belangrik was. En ja, in die begin, dit was dit vir my vreesaanjaend geweest om in 'n hok te wees met 'n chimpansee wat ek weet my kan doodmaak. En of kan, jy weet, groot fisiese skade kan aandoen ten minste. Ons het die gevoel dat regtig 'n keuse gehad rondom dit nie. En daar was 1 of 2 ontsnappings geweest en van hierdie chimpansees was net as hulle mekaar begin jaag of daar's 'n misverstand in kommunikasie en hulle begin mekaar jaag of 2 mannetjies of begin mekaar so jaag en dan is daar jy weet 'n paniek wat in hulle kan inset en hulle sal dood hardloop in 'n heining, elektriese heining in en probeer uitkom. En 1 of 2 kere het
omdat dit 'n natuurlike kamp was, het hulle bome en goed gebruik om te probeer ontsnap. En dan moet jy uitgaan en jy moet gaan praat met daai sjimpansee waar hy nou rondloop en dan vriende maak en hom terugloop en jy weet kalmeer en hom terugloop na 'n area toe waar ons hom kan terug weer sit binne in die hawe. So ja, dit is ek het baie sulke omstandighede gehad, baie noue ontkominge gehad. Ek dink definitief situasies wat ek nie moes oorleef nie. Ek kan jou sulke stories vertel, maar ek dink dit word redelik breed gedek binne in my boek en my TV-reeks. Jy weet, Animal Planet was hier gewees 360 uit 365 dae wat hulle net die hele tyd filmwerk gedoen het. So dit was redelik goed gedek. Joe. Goed, so kan jy vir ons 'n voorbeeld gee hoe klink sjimpansee taal en hoe het jy dit aangeleer? Hoe weet jy nou hierdie woord beteken dit vir hulle of hulle is nou vriendelik en hulle wil nou eintlik liefde uitstraal? Sjimpansee taal is 'n kombinasie van klanke met die regte liggaamsbeweging soos jy dit nou maar sou wil noem. So jy moet 'n sekere gedrag hê en jy moet 'n sekere ding sê. As jy daai ding sê, omdat hulle taal nie uit maar 32 verbale kommunikasies. So as jy die ding sê met die verkeerde lyfstaal, dan gaan die boodskap nie oorkom nie. Dan is jy besig om 'n situasie erger te maak want jy, ekskuus vir die Engelse woord, maar jy confuse die sjimpansee deur die verkeerde taal te sê. So dis wat dit so moeilik maak as jy met daai gaan leer. En die enigste manier regtig om te leer is observasie. Is natuurlik daar is dokumentasie wat mense aan kan gaan. Jane Goodall het baie tyd in natuur spandeer, sy het baie navorsing gedoen, so mense verstaan daar's 'n basis vir hoe hulle optree in die natuur, maar selfs Jane toe sy hierso was en met die eerste sjimpansees toe hulle in kwarantyne was, het ek vir haar reguit gevra, maar nou kan jy vir ons sê hoe om hierdie situasie op te los? En sy het gesê, maar ek kan nie, Eugene, want ek het nog nooit probeer kommunikeer met sjimpansees wat in privaat aanhouding was nie. Hierdie is 'n unieke situasie wat julle mee deel. Julle gaan dit moet probeer die navorsing doen op dit en dit probeer oplos. En sy het nie baie tyd gehad om te doen nie. So daai observasie wat ons kon met die kennis wat ons gegee is en die observasie wat ons kon doen binne die kwarantynstruktuur wat regtig goed opgestel was, dat mense kan tyd spandeer met individuele sjimpansees, het ons natuurlik ons die vermoë gegee om meer kennis op te bou oor die kommunikasie. So ek dink dit is, jy weet, ek wil nie sjimpansee tanke maak op jou reeks nie. Ek het dit gedoen op Ellen DeGeneres en die talkshows en so voort. Maar ja, dit is jy weet, dit is wat jy moet doen. Jy moet nie probeer om 'n mens te wees nie. So ek het nooit binne in die kampe rondgeloop en met hulle gepraat in menstaal nie. Ek het letterlik net die klanke gebruik wat hulle sou doen. En as gevolg daarvan het hulle my heeltemal aanvaar. Dit was belangrik geweest. Goed, en toe gebeur die program op Animal Planet Escape to Chimp Eden en jy het ook nou genoem, hulle het jou gevolg wat ook al jy gedoen het, maar kon jy daar alles sê en die boodskap oordra soos wat die werklikheid regtig is? Dit is nou maar so met televisiereekse dat daar 'n klomp beperkings is en mens kan nie altyd alles doen nie, maar is daar dinge wat jy nie noodwendig kon blootstel nie? Ek dink daar was, kyk, dit was 'n baie oorspronklike reeks nie. So dis hoekom ons so baie tyd moes spandeer by die hawe. Hulle moes ons rondvolg en moes die sjimpansees heeltyd afneem. Want ons het 'n prinsip gehad van niks sal vals wees nie. Ons sal nie goeie voorstel wat nie gebeur het nie. Dit moet die dag tot dag gebeure wees van die hawe. Voordat ons sal betrokke raak by reeks. En dit was 'n baie duur ondergang nie ondergang nie, maar endeavors en so wil, waar hulle nou so groot span hier moes neersit om daai werk te doen en my nou rondvolg na die lande toe waar ek gaan. So dit was 'n baie duur ondervinding vir hulle, 'n proses vir hulle gewees. Ek sou sê goedjies wat nie gedoen was noodwendig nie, was storielyne wat nie gevolg was nie, soos om sekere reënwoud areas in te gaan en om die jagters te gaan soek en die interaksie met daai konflik. Dit kon nie altyd gedek word met die reeks nie. Die reeks was beperk tot 'n sekere mate toe van wat kan gefilm word. Want as dit nie in 'n sekere formaat en kwaliteit afgeneem kan word en jy is nie noodwendig reg vir dit nie, dan kan dit nie deel van die storielyn gemaak word nie. En TV-reekse is ook maar storielyne. So hulle sal wat hulle alles kon opneem, so hulle dan 'n storielyn uitbou
wat volgens die waarheid was, maar sommige goed wat nie kompleet was nie, het dan nie vertel nie. Jo. En jy was toe nou op die Ellen DeGeneres show. Dit het jou Amerika toe gevat hierdie ding. Selfs Martha Stewart, daar is geleenthede wat daar uit voortgesprei het, maar dit was nie jou fokus nie. Jou fokus was die sjimpansees vir 'n klompie jare, né? Nee? Dit was byna 10 jaar was jy daarmee besig. Ja, ek dink dit was die eerste plek toe die stories begin uitkom in die koerante oor hierdie missies wat nou aangaan, waar ek nou al hierdie plekke toe gaan en hoe dramaties dit was. Baie van die eerstes was nie afgeneem nie, van die eerste die eerste sjimpansees wat gered was, oorgebring was, maar het was nie in die media gedek en ek dink Animal Planet het vinnig aangevang dat hier is iets wat goed kan uitspeel as 'n TV-reeks. En ek meen dit was nie lank gewees. Ek dink selfs voordat die reeks uitgekom het ek dink die eerste was die Martha Stewart show en die Tonight Show met Jay Leno het hulle kontak gemaak met my en gevra, luister, kan jy nie asseblief voorkom en vir ons kom vertel van hierdie stories en so. Dit het my so toe gevat, maar jy weet ek sê nooit nee vir geleenthede nie, want dit was vir my 'n proses gewees. Hoeveel sjimpansees kan jy regtig red? Jy kan maar net 'n paar red. Maar as die media die boodskap sterk genoeg uitkom op internasionale platforms, dan sal hierdie probleme half in fokus kom. En jy weet dat die sjimpansees word verkoop op markte, word gekoop deur mense. Ons moes die hele handel moes ons adresseer en stop. En ons moes probeer druk sit op van hierdie internasionale kriminele organisasies wat dwelms en sjimpansees en tiere en allerlei ander eksotiese diere uitskip na die Midde-Ooste toe. Ons moes, as hierdie storie op Animal Planet kom, dan oor die 5 of 6 jaar so periode was iets 3 biljoen mense wat die reeks gekyk het. Die boodskap het 'n groot impak gehad. Baie meer met die talkshows en met die uitsaai van die reeks op internasionale vlak. Die UN vir my gesê het, die VN het vir my op 'n stadium gesê dat hulle mis die reeks so 'n jaar of 2 na ek opgehou het om dit te maak, want ek meen dit het so groot impak gehad dat ons sal nooit weer so geleentheid hê om so aktivis werk te kon uitstraal wat ons baie by daai doelwit kon behaal om die handel te stop. En nou na soveel jare en soveel impak wat jy gemaak het, kan jy kwantifiseer wat toe eintlik maar gebeur het? Is daar lande wat ander wette aangeneem het? Is daar nog burgerorganisasies wat druk geplaas het op hierdie handel? Ja, ek dink wel dat ek kry baie terugvoer van mense wat besluit het, weet wat vir kinders is wat my reeks gekyk het, wat eventueel groot geword het, gesê het ek is deel van hierdie aktivisgroep, of ek het 'n veearts geword wat nou werk in natuurbewaring, omdat jou reeks my die inspirasie gegee het om dit te doen. So ek dink ons het 'n baie groot invloed gehad om mense te dryf in daai rigting, om deel te wees van dit. Jy weet, ek dink ook dat die uitsaai en die internasionale impak wat dit gehad het, was dat baie van hierdie lande het dan, jy weet, soos Angola het byvoorbeeld dan nee gesê vir enige permitte vir mense om sjimpansees aan te hou in privaat, omdat hulle daai internasionale druk gevoel het om te sê, luister, ons wil nie die heeltyd gesien word in hierdie lig as ouens wat sulke haaglike plekke het waar sjimpansees aangehou word, en so dit het verminder op daai basis. Ek kan nie vir jou spesifieke nommers gee hoe groot die situasie van die bedreiging van sjimpansees is nie. Ek dink nie enigiemand het akkurate data op dit spesifiek nie. Jy het altyd in haar praatjies gesê daar's omtrent so 160,000 sjimpansees nog oor in die natuur, en daai nommer het nie regtig verander nie, want ek nie hoekom mens regtig sensus op dit doen. Ek kan wel vir jou sê dat ek in plekke soos Bangui in die South African Republic, waar daai kommersiële paaie gebou word, waar daai paaie dieper en dieper ingaan met die ontbossing, die groot bome wat hulle aangaan, ekskuus vir die Engels weer eens, so illegal logging wat gedoen word, die paaie word gebou vir daai doeleindes, maar dit gee die jagters die toegang, kommersiële jagters die toegang om dan in daai diep woudgedeeltes in te kom wat heeltemal geen mens kontak gehad het nie, en dan gaan hulle agter die sjimpansees aan, dis waar die uitroeiing gebeur. So, daar's baie lande wat die probleem nog steeds in vererger, want ek dink nie, daar's aandag daar nie, daar's die VN doen definitief nie genoeg nie. Ek het baie
onderonsies met hulle gehad in daai omgewings, in die latere jare wat ek nou begin bietjie meer frustreerd raak, maar jy weet, ek dink tog dat die boodskap het gekom en het vasgesit met my mense. Ja, baie geluk daarmee en ek dink jy kan terugkyk en lekker voel oor die projek wat jy geloods het, alhoewel daar sekerlik ook baie teleurstellings was. Jy het nou vroeër genoem as jy nie 'n chimpansee kon vervoer nie, daar was iets fout met die proses gewees of die regering het nie vir jou vinnig genoeg 'n permit gegee om die dier te vervoer nie. Maar daar moet sekerlik ander teleurstellings ook gewees het. Laterand het jy ook Chimp Eden, het jy die bestuurskap daarvan oorgegee aan die Jane Goodall Instituut. So vertel ons van dinge wat jy gehoop het, maar wat nie noodwendig kon gebeur nie. Kijk, ek dink initieel, jy weet, ek het altyd gesê die projek gaan nie oor my nie, dit gaan oor die chimpansees en ek dink en ek dink die bewyse daarvan was as ek het nie geen familielid van my het ooit met 'n baba chimpansee kom speel by die huis of iets is dit nou was nog nooit in 'n huis wat ons al langs in die Java bly het ek ooit klein chimpansees so hanteer nie. Ek het nooit dit vir persoonlike doeleindes probeer 'n voordeel uit dit uitkry nie. Dit gaan oor die werk wat gedoen moes word. So eventueel om uit dit uit te tree was altyd seker maar die plan gewees om te sê dat dit is nie iets wat ek permanent sou gedoen het nie. Ek het nooit beplan op dit nie. Maar ook die rehabilitasie van die chimpansees was op so basis gedoen dat hulle eendag kan teruggaan na die natuur toe. So die hele rehabilitasiewerk was maak families, kies die beste individue wat saam kan beweeg as 'n familie terug na 'n hawe halfstasie by 'n reënwoud area van hulle subspesiegroep en dan kom mens hulle vrylaat. So daai gedeelte dink is teleurstellend vir my dat dit nog nie daarby uitgekom het en daai is intense werk wat gedoen moet word, maar dit is ook die VN en die van die organisasies moet daai regulasies van so 'n aard kan bevorder en ek dink ook daar was regtig die ondersteuning van die internasionale finansiële ondersteuning van die internasionale omgewing af om daai diep vreeslike dierprojekte aan te pak nie. Maar ja, ek sou graag dit wel gesien gebeur het dat ons die hele proses kon klaarmaak en van die hawe begin skoonmaak in die sin van dat hulle chimpansees kom in word, families word teruggeskip dan na die natuur toe en ons sukses daar en dan kom ons weer nuus weer het en weer kom die proses weer aangaan. So ek is nie deel van daai proses nie, maar mense kan altyd hoop in die toekoms dat so iets wel voortgaan of gebeur. Ek dink daar was 'n aanval gewees. Die ander teleurstelling vir my was die aanval van 'n Amerikaanse 'n master student wat hier vir 'n redelike lang tyd studies gedoen het en hy het baie seer gekry en my rol in die red van sy lewe het my siening in die oë van die chimpansees verander. Nie hoe ek hulle sien nie, maar hoe hulle my sien want ek moes 'n vuurwapen gebruik om hom te red. En chimpansees is baie sensitief wat seker goed aanbetref. Want jy weet as 'n veerd as hulle die veerd se kar sien aanry, enige chimpansee 'n veerd se kar sien aanry wat hulle ken, wat weet hulle gaan gedaard word, dan begin hulle met hierdie roepe en daai roepe versprei deur al die kamp en almal weet hier kom die ou nou wat hom gaan pyn veroorsaak. En so half het my rol half verander van die ou wat altyd die good cop, bad cop, ek was altyd die good cop gewees, ek was altyd die persoon wat hulle respek voor gehad het, maar nou is ek die ou wat kan seermaak ook. En so my rol het al verander en ek dink dit was vir my teleurstellend geweest om dat chimpansee dat 'n bietjie anders te na my kyk. Natuurlik almal het my nie so gesien nie, maar dit het my rol verander. Jy weet mense kan altyd sê jy kon dit op daai manier gedoen of hierdie manier gedoen het, maar ek dink dis die mense het twee kante. En aan die ander kant kan ek sê dat ek het uitgekom uit die projek uit deur dit te oorhandig aan die Jane Goodall Instituut. Hulle doen 'n merkwaardige werk en hulle is regtig hulle bring nuwe mense konstant deur die proses van blootstelling. En so dit was suksesvol tog in daai opsig. En dit jy weet my persoonlike teleurstelling is nie 'n teleurstelling van die projek nie 'n sukses is nie. Dis net jy weet jy kan maar emosioneel voel dat jy het jou werk gedoen en nou is jou tyd verby. Dit is maar noem daai nou maar nie teleurstelling. Daar was een of twee chimpansees wat ek nie kon red nie. Ek kon nie een of twee wat ek nie wat ek leer ken het in Gabon byvoorbeeld. Die breking daar van die grond afgekom het, maar ook nie 'n chimpansee daar kon red nie. En daar was chimpansees wat ek so gered het, maar
hulle eventueel doodgeskiet is deur troepe of iets omdat hulle ontsnap het. Daar was sulke situasies gewees waar jy kan op altyd terugkyk en sê jy weet as dinge net vinniger kon loop, kon jy meer van hulle gered het. Joe, dis regtig aangrypend. Dr. Jane Goodall was baie betrokke gewees by hierdie projek. Jy het met haar persoonlik kontak gehad. Sy moes 'n groot impak op jou lewe gehad het. Ja, ek dink sy het baie wysheid vir ons oorgebring. Ek dink sy was 'n inspirasionele mens. So van die inspirasie wat jy vanaf kan vat dat sy haar hele lewe vasgemaak het aan hierdie doelwit. Dit was ek dink wat vir ons moed gegee het in baie opsigte. Sy was nie van 'n dag tot dag basis se bestuur betrokke nie, maar sy die inspirasie wat sy veroorsaak was nie net oor om sjimpansees te red nie, dit het ook gegaan oor om die jong mense meer oor die natuur te leer, om kinders meer bloot te stel in die natuur en in die boodskap. Want jy weet sjimpansees dis 'n eksotiese spesies wat naby aan mense is, of jy sien 'n refleksie van die mensdom binne hulle, en daarvoor was die TV-reeks suksesvol, maar ek het na die projek met sjimpansees het ek reguit gegaan in die tegnologieontwikkeling om die jagters te probeer stop in die natuur. En ek het vir lang jare vir die MTPA in die Wildtuin probeer om tegnologie te toets en te bewerkstellig en in plek te sit om die poaching te probeer stop van renosters en sovoorts, sodat ons beter dinge kan, jy weet, beter dinge in plek kan kry dat voordat diere uitgeroei is, hoe kan ons meer proaktief wees, nie reaktief maar proaktief. En ek dink dat vir lang jare het ek 'n fokus op dit geplaas. So ek dink my missie het meer intens geraak om dit te probeer stopsit, dat ons nie hawes nodig het nie. Maar jy weet Jane en ek het baie goed oor die weg gekom. Ek het baie respek vir haar gehad. En nou na al hierdie jare het jy ook nou 'n podcast. Kyk, jy's baie op YouTube, het ons baie van jou werk gesien en natuurlik op die televisie reeks, maar nou ook 'n podcast waar jy eerlike gesprekke met die gehoor het, juis oor dit wat gebeur het in die tyd van Chimp Eden, en dan ook daarna, wat is nou die primêre boodskap wat jy met jou podcast wil oordra? Ek is bly ek het nie geweet jy weet van die podcast nie. Dit is 'n redelike nuwe ontwikkeling. Ja, ek dink op 'n stadium gekom toe Jane oorlede is, toe voel ek dat jy weet dat baie mense vir my boodskappe gestuur het, jy weet ons is 'n stem weg, en half sal dit help as jy miskien nog nie weer jou stem kan lig. En ek het toe een of twee boodskappe uitgesaai, want ek het wel 'n YouTube kanaal gehad, maar ek het toe nou dit op die Facebook kanaal, want daar was 'n groot volging gewees op die Facebook bladsy, en ek het toe begin na uitsaai, en dit het oornag ongelooflik opgeblaas. Van my eerste video was 100,000 views gewees. Jy weet, ek het nie noodwendig altyd dieselfde, en ek dink dit is die belangrike ding is om te verstaan dat nie almal dieselfde opinies nie. Ek is en ek dink dit is waar my botsing ook met Hollywood en met TV-kanale ensovoorts inkom, is dat ek sal nie goed as fake nie. Ek glo nie dat entertainment of vermaak kom net van om 'n storielyn te probeer bou vir die doeleindes van 'n goeie storielyn bou nie. Ek dink dit moet die waarheid wees. Die storie, die waarheid moet entertaining wees, as ek dit so kan stel. So die podcast is my eerlike opinies, en dit gaan ook oor om 'n divisie te probeer herstel wat in groot maat wêreldwyd versprei is al vir jare, is waar jy kry die uiterstes van die boodskap op klimaat en op die natuur ensovoorts, waar alles word blameer op klimaatsverandering basies deesdae. En daar's soveel persoonlikhede wat roem gekry het deur valse boodskappe uit te saai oor wat die oorsaak is van spesies wat verlore gaan. En jy weet, my opinie, ek het baie sterk opinies daaroor, want ek het op die voorste lyn van die geveg gesit. Ek was die ene wat in die reënwoud ingegaan het en gesien het wat aangaan. Ek was nie met die jagters geveg het, ek was nie met die kriminele situasies geveg het, ek was op die grond. Ek was nie 'n Hollywood persoonlikheid wat net kom voor die kamera staan en dan op die volgende vlug uit is nie. Ek het die werk gedoen. Ek het in die bos geslaap, ek het die gewere gedra, ek het die vuurwapens gebruik. Ek het alles gedoen wat ek kon doen om die geveg te doen. En so ek het 'n
opinie wat van 'n ander kant afkom. Ek het nie na funksies toe gegaan en inspirasionele praatjies gedoen nie. Dit was nie my rol gewees. My rol was om die werk te doen. So in hierdie podcast is ek spesifiek besig om lig te skyn op wat werklik die oorsake is. En dan as mens die twee kante, as ek sê ek kom weer terug na die uiterstes toe. Ek kry die uiterstes wat alles op klimaatsverandering sit en dan kry jy die mense wat bietjie meer miskien ook ondervinding het en bietjie meer wêreldwys is en hulle kan sien maar luister hier's poaching aan die gang en hier is overfishing is in 'n Engelse term. Jy weet die oorsaak hoekom haie byvoorbeeld se nommers daal op die kus. Dis jy weet dan sal mense net so eenvoudig om net een term te gebruik vir elke oorsaak van hoekom 'n spesies uitgeroei word. En ek probeer die lig uit. Ek probeer daai tussengang speel om te sê luister, so ons is eintlik almal op dieselfde bladsy wat ons probeer die wêreld 'n beter plek maak, maar ons moet ontslaa raak van hierdie uiterste opinies. Jy kan nie net alles op klimaatsverandering afdwing nie en jy kan nie net sê dat die gebruik van fossil fuels byvoorbeeld die jy weet dit nie impak het nie, dat die mensverandering op die klimaat nie 'n impak het nie. So en ook jy weet wat ons fisies doen deur ontbossing ensovoorts en agter die groot primêre bome uit te sny uit die woude uit. Daai tipe goeders is wat ons moet erken. So al twee kante word geadresseer en ek probeer almal op dieselfde bladsy bring en dan wil ek begin praat oor oplossings. En dit moet ook 'n gesprek wees. En ek is in 'n interaktuele rol betrokke met die verskillende mense wat vra het met wat van verskillende areas afkom en ek probeer regtig ek probeer bewaring weer op die voorend bring. Kom ons op ons kry dit reg. Wat anders kan ek sê behalwe net om die gesprek in die gang te kry. Ek dink een van die groot dinge wat Jane gebring het is dat omdat sy so kon rondbeweeg en inspirasioneel wees, het sy groot impak gehad. En die impak wat ek graag sal wil hê as 'n persoon is om die een te wees wat die gesprek in die gang hou tussen die uiterstes, sodat ons op dieselfde bladsy kan kom en saamwerk om die wêreld 'n beter plek te maak. En dit gaan nie net oor die natuur nie, dit gaan nie net oor die klimaat nie, dit gaan ook oor hoe ons mekaar hanteer. Want as jy die hele tyd mekaar met disrespek hanteer en die verkeerde waardes in vandag se wêreld, as die verkeerde waardes van toepassing is, dan kan ons nie op dieselfde bladsy kom nie. So hierdie gesprek is iets wat belangrik is en dis hoekom ek so groot ondersteuner van Charlie Kirk byvoorbeeld was, want hy het daai impak gehad, hy het daai rol gehad waar die gesprek en ek dink die gesprek is belangriker as enigiets om net te begin. Hierdie podcast gee vir jou 'n stem, dit word nie gesensor nie, daar's nie geld betrokke nie, daar's nie mense wat vir jou opdragte gee nie. So dit moet ook seker vir jou bevrydend wees om net te praat oor dit wat jy gesien het en dit wat jy beleef het. Terapeuties as jy dit kan noem, seker dit is ook maar my eie daar's baie goeders wat ek net nie oor praat of mense wat ek nie interaksie het ooit oor alles wat my gebeur het. So dit is vir my lekker om te praat oor die geskiedenis en hier en daar kom die stories uit wat nooit voorheen uitgesaai was, voorgeskryf was nie. En dit is lekker om oor daai goed te praat. Ek geniet dit. Ek is 'n oop mens. Ek hou daarvan om eerlik te wees of jy nou van die eerlikheid hou of nie. Dit is hoe ek is. En ek dink mense hou daarvan. Ek dink mense hou van die eerlikheidskant van dit. Dit nie soos jy sê nie gesensor is nie. Baie keer is mense geskok en gesê, "Hoe kan hy dit sê?" En ek sal eerlik wees, ek sê jy weet, mense hou daarvan om byvoorbeeld die Engelse term te doen, die name dropping te doen, sê, "Wel, maar Jane was so groot ondersteun." Daar's baie dinge wat ek met Jane Goodall nie oor die ingestem het nie. Daar's baie goedes, maar jy weet, sy het die persoonlikheid gehad om 'n gesprek te hê met jou daaroor. En dis hoekom ons altyd oor die weg gekom het. Dis ons kan 'n gesprek hê daaroor oor wat my siening is en oor wat haar siening is. So, ek dink dit is wat ek probeer bevorder en is vir my lekker om te sien dat mense begin reageer op dit. Ek kan sien hoe mense terugkom na my toe en sê, "Okay, ek het dit nie so gesien nie, maar ek verstaan dit nou so omdat jy dit vir my verduidelik het." So baie van hierdie podcast episodes is 'n uur en 'n half lank want ek vat my tyd om te praat oor hierdie goeders op 'n deeglike basis. En ek vat van die episodes buitekant toe ook.
ons gaan baie meer in die water doen en ons gaan jy weet baie meer in die veld doen. En so dit is nie net binne 'n kantooromgewing of 'n studieomgewing nie, maar daar is ook baie groot groei op die horison vir dit. Ek was binne weke gekontak verborge wat gevra het of hulle hierdie kan uitbrei en in 'n beursprogram kan koppel vir die volgende vlak van jong mense wat nou in hierdie rigtings moet inbeweeg. Want hulle het gevoel dat die stem is sterk genoeg en natuurlik die reaksie op die podcast was so vinnig en so ek weet nie hoe anders jy dit moet stel, dit is viral. Baie vinnig viral beweeg. Ja. En nou na al hierdie jare, jy is 'n baie avontuurlustige mens, jy moes gewees het, andersins sou jy nie daar langs die sjimpansees gesit het en hulle beskerm met mag en daad. Jy is 'n vliegtuigloods, jy's ook 'n skipper, 'n rotsklimmer, daar's nog baie ander dinge ook. Maar deesdae, waarmee is jy alles besig? Kyk, maar ek het 'n vliegskool, ek is nog steeds baie besig, my vliegskool is nog iets wat ek probeer mee aftree. Ek sal baie graag my toekomstige rol wil skuif na die podcast as dit suksesvol genoeg is en hy groei in die regte rigting. Dis nou iets wat splinte nie is vir my, maar ek hou van die avontuur af van om te sien waar dit gaan en waar dit groei. Daar's baie min dinge wat ek nie doen nie, maar ek dink die hoofprojek wat ek betrokke geraak het by en dit is ook weer eens net met 'n ongeluk dat dit verder beweeg is dat ek was betrokke by die ontwikkeling van paramotors en gemotoriseerde sweeftuie Afrikaans vir dit. Want daai tegnologie wat ek geglo sal die beste observasiemetodes wees oor parke wat lae begrotings het wat nie helikopters kan bekostig nie en ek het groot hoeveelheid ure spandeer om daai tegnologie as 'n loods voor te stel en te gebruik en ek het baie plaaseienaars en baie reservate wat ek die boere opgelei het om hierdie tegnologie te kan gebruik vir die observasie van hulle diere. En daai skool is een van die grootstes in die land en ek is baie aktief betrokke by die opleiding van instrukteurs en ek probeer dit nou tot 'n mate minder maak as ek nou aanbeweeg want ek wou nooit regtig 'n instrukteur gewees het nie. Maar dit is suksesvol en ons groei verskriklik groot wat dit aanbetref en ek sal net baie meer van hierdie tegnologie wil sien wat ons oor lang jare ontwikkel het. Ek sou graag wil sien in toepassing in natuurreservate. Eugene, baie dankie, dis absoluut merkwaardig wat jy kon bereik het, jy en 'n span, maar daar was baie dryf van jou kant af vir hierdie sjimpansees en dit gaan aan. Jy weet, die Chimp Eden is in die hande van Jane Goodall Instituut en daai goeie werk gaan aan. Jy het nou op ander plekke waar jy ook jou invloed het. Baie dankie vir jou gesprek vandag op Diere Maniere. Baie dankie, waardeer dit. Wat 'n merkwaardige verhaal. Gaan luister gerus na Eugene Cousins se gesprekke op sy nuwe podcast-reeks. Jy sal dit opspoor op YouTube onder The Eugene Cousins Podcast. En in sy eerste episode praat hy oor moed skep vir natuurbewaring en wat Dr. Jane Goodall hom geleer het oor hoop vir diere in gevangenskap. So, watter dier dink jy maak hierdie geluid? Wie aan sy leidraad vandag was, 'n primaat wat baie ooreenkomste met 'n mens toon. Hulle kan slim planne maak in die natuur en kommunikeer met mekaar deur klanke, gebare en gesigsuitdrukkings. Ja, jy het reg geraai, dit is die klank van 'n sjimpansee. En soos Eugene aan ons verduidelik het, 'n sjimpansee is 'n taal kompleks en uniek tot die area. Dit is dan waar ons groet. Onthou om gerus met ons te gesels op sosiale media by RSG en Elsje van Jaarsveld en jy kan ons soek en opspoor op Facebook en Instagram. Baie dankie Via Nel vir die tegniese versorging en die dieregeluide. Van my Elsje van Jaarsveld groet ek. Tot volgende week, totsiens en geniet jou diertjie.